Okay, kom ons begin weer. Prys die Here. Ek wil vanmôre vir die Here baie welkom sê. Vir elkeen van ons bly by die Here, kom ons skuil by die Here. Die van ver, die van naby. Kom ons word net een in die Here. Yes, amen. Dis al wat Jesus behaag. Nie ons groot in die kind van die Here, nie ons sang nie, maar ons liefde vir mekaar. Jo, weet jy hoe nader 'n mens kom aan jou einde, hoe meer besef jy, Here, ons is geplaas met een doel, is om U lief te hê. Is dit waar, broer? Met ons hele wese vir Jesus lief te hê en vir mekaar lief te hê, soos jy jouself lief het. En weet jy, baie van ons het 'n probleem om onsself lief te hê. Want weet jy, ons het nog nie gaan by Jesus se voete uitgekom. Ek gevra, Here, hoekom is ek opstandig oor my verlede? Jou verlede kan jy niks meer aandoen nie. Vat jou verlede en gee dit vir die Here. En begin lewe in die Here. Sê, Here, ek het iets nuuts. Wie van julle het iets nuuts in jou lewe nodig? Of is jy tevrede met die ou koeltjie wat nog so bietjie rook? Weet jy wat, man? Kyk net terug en kyk jy, waar was jy in die godheid? Hoe het jy opgewondenheid gehad om op te kom na die huis van die Here toe? Waar staan jy vanmôre, kind van die Here? Is daar nog 'n opgewondenheid of kom jy maar net om my te behaag? Hoor, om my te behaag doen niks nie, man. God sê, koop die tyd uit, die dae gaan boos raak. Amen. Kom ons koop die tyd uit. Kom ons vertoef aan die voete van Jesus. Dit is die heel belangrikste. Ons is so besig om mense te behaag. God sê, behaag my. Soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid en al die ander dinge gee hy vir ons persela. Is dit waar, kind van die Here? Kom ons bly by die Here, kom ons skuil by die Here, kom ons wees lief vir Jesus, prys die Here. Is daar vanmôre een van julle wat kan sê, weet jy wat, ek het tot hier toe gekom op my eie. Daar's nie 'n manier dat jy dit kan sê nie. As hy my nie hou nie, my sussie, val dit plat. Dis waar. Maar hy het my so lief, dat hy sê, ek hou jou in die holte van my regterhand. Hierdie reddende hand, en ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Prys die Here. Môre, broer Sean, baie welkom. Kry vir jou sitplek, my boetie, sit sommer hier langs aan. Sit sommer langs aan, boetie. Skryf daar in, prys die Here. Halleluja. Ek het vir... Kom maar ander mense aan. Promosie julle. Ja. Sit 'n ander ding kom daar sit. Ja. En dan Mousa. Môre, die vrou. Nee, broer Mousa. Sal jy hier sit, broer Mousa? Sit is môre ons toe. Laat kom ons goed voor in die klas sit. Maak net uit deur toe. Jy sal nou nog afmaak. Ons moet net eendag laat kom as Jesus kom. As dit hard vanmôre. Wakker soos 'n klapper. Wag op die Here. Wag op die Here tot hy kom. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, maar weet jy wat gebeur? Mense raak moeg net voor die einde. Is dit waar vanmôre, my dierbare? Ons hardloop tot die laaste toe. Kyk ons na ons omstandighede, man. My God is groter as my omstandighede. Is dit waar vanmôre? Ek is nie gebind deur omstandigheid nie. Ek is vanmôre vas in Jesus Christus. Hy het 'n plan met my, man. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, skep net vanmôre moed, man. Word net opgewonde in jou binneste en sê vanmôre, Here, dankie dat U my gedra het tot nou toe. Is dit waar vanmôre? Prys Here, broer, open ons met gebed. Ek groet almal in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek gaan sommer 'n ding los, man. Is daar nie iemand wat vir ons kan help met 'n fan, 'n dakfan of 'n groot staan fan nie, asseblief? Ek kry baie warm hier voor. Asseblief, as die Here jou so lei, help ons asseblief tog. Prys Here, broer. Dankie Here, sê my Heer. Halleluja. Dankie, ja. Baie dankie. Here, wat 'n voorreg dat ons vanmôre oomblik stil word. Omdat U alleen lof en eer te kan toebring in die wonderlike naam van ons koning en meester. Here, dankie vir dat die voorreg dat ons vanmôre by mekaar kan kom
Dankie Here dat ons Here hoef nie te sluit vanmôre nie. Maar dat ons kan roep tot U as ons hemelse Vader. U die woorde en antwoorde van ons gebed vanmôre. Dat ons nie vanmôre Here sal sug nie, maar ons weet ons skone lewe tot in alle ewigheid. Here kom ontmoet ons vanmôre op 'n besondere wyse. Ons is mens, maar dankie Here dat ons vrygekoop is deur sy kosbare bloed. Dat die vanmôre persone Here in ons midde sal beweeg. Dat die kinderlik met ons sal kom praat vanmôre deur die werking van die Heilige Gees. Maar Here sny af dit wat vanmôre buite is. Vat ons gedagtes vanmôre vas in die holte van die hand. Dat ons gedagtes Here die gedagtes sal word. In 'n tyd en 'n uur wat ons lewe. Seën vanmôre ryklik die prediker. Vandag hom Here in die holte van die hand. Dat hy sal spreek soos U wil hê hy moet spreek vanmôre. En elke loflied wat ons sing, dat ons maar net U goddelike naam groot sal maak. Nie om die mens lof en eer te bring nie, maar U is ons hemelse Vader in die wonderlike naam van Jesus. Bind ons so met U liefde vanmôre. Sny af dit wat buite is, ons bid dit in die wonderlike en onfeilbare naam van ons Koning en Meester, Jesus Christus, en ons prys U daarvoor. Amen. Prys die Here. Kom ons staan op en ons sing lekker saam tot eer van die Here. Halleluja, as jy bene het, staan op jou bene vanmôre. Amen. Prys die Here, halleluja. Kom ons sing lekker saam, suster, saam sit ons in. 1, 2, 3. Wonderbaar is Jesus. Wonderbaar is Jesus. Kom ons sing 'n bietjie, klap lekker hande, prys die Here 'n bietjie, dat ons lus is om die Here te dien, hè? Halleluja. Ons gaan weer sing. Maar kom ons kry 'n bietjie spoed. Amen. Prys die Here. Wonderbaar is Jesus bloed. Wonderbaar is Jesus bloed. Wonderbaar
my geregtigheid nie. Dis sy geregtigheid. Dis sy goedheid, dis sy genade. Prys Here, kom ons sing dan sing jou alles uit vanmôre. 1, 2, 3. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Toe ek diep in die sonde was. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Sê die Here van die leerskare vanmôre. Kyk moeg kom word, sê die Here. Maar God sê kyk op vanmôre. Ek gee jou nuwe krag om aan te gaan. Sê die Here van die leerskare. Sorg dat jy ingeplak is by my, sê die Here. En jy sal krag in die hoogte ontvang, sê die Here. En sal weet, sê die Here, dat ek vir jou gee in die hemel uit. Daar is soete sap, sê die Here, wat jy so verloor het langs die pad. Sê die Here van die leerskare vanmôre. Kishanda basianda basiti, rishianda basianda, kushanda basiti, kianda basianda. Halleluja. Dankie Here. Kishanda basianda. Sê die Here vanmôre. Vir jou vanmôre steek jou hande in die lug op, sê die Here. God sê vanmôre, as jy my soek, sal jy my vind, sê die Here. God sê jou hele huisgesin sal sien, dat daar draai nie rondte vanmôre, dat daar omgekeer draai nie rondte vanmôre in die gees, draai nie gees nie rondte,
dat daar verandering by jou gekom het, sê die Here. Nie net, sê die Here, met jou dade nie, maar ook met jou mond. Dat jy hierdie twee mensies in jou lewe sal optel, dat het sal vir jou gaan oor. Dit is myne, is 'n geskenk uit die hemel uit, sê die Here. God sê vanmôre hak in by jou man, vanmôre sê die Here. God sê vanmôre hak in vanmôre by mekaar. Die duiwel het vurig begeer om julle uit mekaar te ruk. Maar God sê vanmôre wat ek by mekaar geplaas het, dat niemand weet nie. Sê die Here, wees lief vir mekaar. Dra mekaar se laste, sê die Here. En God sê vanmôre, hoor die woord van die Here, 'n kosbare geskenk in die hemel het ek vir julle gegee, hierdie skenkie. God sê, wees lief vir ons, wees lief vir mekaar. Dat die liefde in julle huis sal begin, sê die Here van die leerskare. God sê vanmôre, binne God sê, dit opbring met julle seer. Julle het gedink, dis klaar. Maar God sê, is nou staat op tyd vir julle. Sê die Here vanmôre, pak mekaar se hande en tel mekaar op vanmôre in die gees. God sê, gee julle nuwe krag, nuwe moed, nuwe en julle sal ook hier sit en sê, daai en daai ene. Dit is die oorsaak, ek is die oorsaak deur God se krag, dat hulle hier sit. Van die leerskare. God sê, hulle gaan sê, die ou mense, hulle het moet om siele in te bring, sê die Here van die leerskare. God sê, steek hulle aan die brand, sê die Here, met 'n siele las, sê die Here. God sê, jy sit hier al wat jy sê, God sê, gaan instuur. God sê, dit is jou nodig om in te laat stuur, sê die Here van die leerskare vanmôre. God sê, skrik wakker, sê die Here. Halleluja. Kishanda nabasianda, Kurianda basiti. Sê die Here vanmôre vir jou Fransis, steek jou hande in die lug. God sê vanmôre, kry 'n omdraai in jou lewe vanmôre, sê die Here. God sê, moenie geld soek, soek my. Hoor die woord van die Here, God sê, hulp geld soek my en ek sal vir jou voorsien. God sê, nie bezig met 'n stryery van mense nie. Steek net jou hande in lig en sê, Here, ek verwag van U. Sê die Here, God sê, gee jou deel en ek sal jou seën. Sê die Here, God sê vanmôre vir hierdie gemeente, julle verwag seëning. Maar julle hande toe, sê die Here, vir God se werk. God sê, wanneer laas, God sê, jy kyk op in jou beursie, maar kyk jy wat is die goedkoopste, raak jy dan met 10 cent dat ek kan gooi. God sê, maar jy wil ek moet vir jou sorg. God sê, begin vanmôre jou deel gee. God sê, en ek sal jou seën, en jy sal weet, as ek vanmôre gepraat het. Kom in orde, sê die Here, man. Kom in orde, begin jou deel te bring, sê die Here. En ek sal jou deel seën. Maar ek het niks om te sien te bring, niks, sê die Here van die leerskare vanmôre. As jy winkel toe gaan, dan tuin jy uit. As jy gaan eet, dan gaan tuin jy uit. Maar as ek by my werk kom, dan sê jy nie wat, hy moet maar honger bly. God sê, hy wil nie honger hê, ek sorg vir hom. Maar bring jy jou deel, sodat ek jou kan seën, sê die Here van die leerskare vanmôre. Dan sê die Here vanmôre vir jou, hoor die woord van die Here. God sê, ek wil vir jou iets niks doen. God sê, maar ek soek jou op die plek waar ek jou wil soek. Aan my voete. Soek my in alles wat jy doen. En ek sal dit wat jy doen, sal ek seën. Hoor die woord van die Here. Soek my in alles wat jy doen. En ek sal dit wat jy doen seën, sê die Here van die leerskare vanmôre. God sê, keer terug aan jou eerste liefde, sê die Here. God sê vanmôre, en jy sal die seën van God ervaar, sê die Here vanmôre vir jou. Jy is so ver, sê die Here. God sê, jy kan baie praat, maar God sê, jy is ver van my. God sê, ek verwag dat jy met my moet praat, dat jy my moet soek, tydig en ontydig. Sê die Here vanmôre vir jou, en sê vir jou gesin, hulle moet wakker skrik. God sê, hulle moet ophou met hulle verskonings en my begin dien. God sê, al hierdie goed wat oor hulle paaie kom, sal ek verhinder. Hoor die woord van die Here. God sê vanmôre, as hulle my eerste sit, sal ek hulle eerste sit. Al hierdie onheil wat oor hulle kom, van die hekke wat hulle oopmaak,
God julle met daai hekke toe maak. Ja, as die waar is, Sê die Here van die leesbare vanmôre. God sê vanmôre, jy raak nie moeg nie. Jy raak nie mat nie, sê die Here. Ek is dieselfde God wat vir jou sal voorsien. Ek sê, Here, ek het nie man nie. God sê, dankie jy teen Here man. Ja, is waar. God sê, dan kan jy my dien. Ja, is die waarheid, is die waarheid. Sê die Here van die leesbare. Nie soek wat jy van my Ja, die waarheid is soek my en ek sal Ja, vergeef presies. wat ek doen. Ja, die waarheid. Vanmôre vir julle tel julle kruis op Ja, vanmôre kruis op, en halleluja. volg my weer, sê die Here. God sê, kry erns in julle harte met my Ja. en ek sal erns met julle kry. Sê die Here vanmôre vir jou. Hou jou broek vas, sê die Here, hou jou rok vas. Dankie, Here, ek hou my rok. Want God sê vanmôre, ek gaan jou seën. Dankie, Here. Ja, hulle sê, ja. As jy elke keer en sê die Here, ek gaan jou seën. Maar God sê wat jy my vertrou. Ja, prys die Here. Sal jy jou seën kry. Dankie, Here Jesus. En jy sal kom getuig en Thank you, sal Lord. sê, Thank you, ek Lord. het dit gesien met julle skaders op. Dankie, Ek dankie, het dit gesien. dankie. Ons begin te bou. Dankie, Here. Sê die Here, jy het gehoor toe jy nie geweet het. Ja, die kerk gebou. Ja, ja. God sê, die geloof verander sake. Ja, God geloof. sê, as jy saam kan stem in die gees, gaan God vir ons deurkom. Sister, sê die Here, vanmôre, omdat jy met min tevrede, sê God, gaan ek vir jou baie meer gee. Halleluja. Prys die Lord. Goed, dan sê vir die Here, dankie dat hy vanmôre met ons gepraat het. Here, aan U kom. Al die al die eer. Al die aanbidding. Here, U het gepraat vanmôre. En my gebed is vanmôre dat elkeen wat die woord gehoor het wat spesifiek vir daai persoon gegee is, dat hulle sal ag gee op dit. En dat hulle sal optree volgens dit wat aan hulle gesê is. Here, dat hulle nie sal beskaam staan nie. Want U het in hulle gewerk. U het die woord vir hulle gegee. Here, laat daai saad sal vrug dra. Vrug dra, Here. En dat U naam sal verheerlik word. Dis ons gebed. In Jesus naam vanmôre. Maar die Amen. woord van die Here, broer Wyn. God sê vanmôre, ek sien jou raak. God sê met nuwe krag doen ek jou aan. God sê jy sal getuie wees van wat God in jou lewe doen. Sê die Here nog 'n klomp jare by jou lewe, man. Jy het ook gesê, Here, seker verby God sê net nou eers begin. Sê die Here, broer Johan, God sê vanmôre vir jou, word staan vastig in die Here. Staan vir my. Staan vir my. Moet jou nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Wat sê mense van jou, maak nie saak nie. Wat sê ek van jou, maak vanmôre saak. Sê die Here vir die Dankie, Here. Iemand wat getuie het vanmôre tot eer van die Here se naam, maak my los. Ek is eerste, want ek het 'n getuie. Ek groet die geseëndes van die Here op hierdie warme Sondag in die wonderlike naam van Jesus. Ek kla nie oor die hitte nie, want Jan, God is van my goed. Amen. Julle weet nie wat hierdie, ek gaan myself 'n tannie noem nie, want ek voel baie jonger. Yes, tannie. Amen. Die jong bokkie. 'n Jong bokkie. Julle weet nie wat ek weet. Jesus. Maar my voorsiening om die kerk te bou is nou net om die hoek. Dink julle ek gaan 'n goedkoop kerk maak? Julle maak 'n groot fout. Dit gaan gegalvanized palisades wees. Dit gaan nie 'n goedkoop kerk wees nie. Want die Here het gesê wat hy vir my laat kom gaan genoeg wees om die beste op die tafel te sit. Amen. Geen tweedehandse goed nie. Splinter. Dankie, Jesus. Ou Jantjie, jy sal dit verbykom maar ryk jy eintlik dien nie. Weet julle wat is ons probleem op hierdie aarde? Ons glo nie meer God nie. Dis waar. Ons wil hom limit. 'n limit. Jy limit nie God nie. Hy werk soos hy wil. Niemand keer.
hierdie banke wat julle opsit, is klaar vooruit al klaar betaal. Daar agter, Victoriaanse goed, ek gaan die beste goed in daai kry. Amen. Jy gaan hoor wat ek sê, my dierbaardes, julle gaan dit met julle oë sien. Ek soek smart goed. Die stoele moet ook iets spesiaal En dit gaan uit die boeke uit. Wat my geld. Ek weet iets. Is nou om iets. Halleluja. Ek wil vir julle getuig. Dinsdagoggend gaan ek na pastoor toe. Ek sê vir hom, jong, ek weet nie, my Lisa lyk nie gesond vanoggend. Dis nou sy ringnek, sy kind. Maar ek gee sy kind kos en water. En maar hy, sy kind is eintlik 'n ou jong nooi. Sy's kwaai jong, sy byt. As ek 'n hokkel skoonmaak, dan bevlieg sy my. Dan sê ek, Melissa, ek gaan nou jou pa roep, want jy's bitter lelik vandag. Dan vlieg sy so, dan spring sy op in die hok, en ek gou weer skoonmaak. Ons het nou al 'n verhouding met mekaar. Ja. En ek sien maar Melissa lyk so dronk in die kop, en kan nie lekker staan nie. En hy sê nee, hy gaan nou huil, want dis sy kind wat ek vir kos gee. Ja, sy's al oud jong, sy's al jare hier. 25 jaar. Dankie. En hy sê vir my, hy gaan eers kyk en miskien Melissa gaan dood. Ek sê nee, kyk hierso. As pastoor Frisbee, ons vorige moderator, vir 'n voeltjie van 'n gemeentelid kon gebid het wat besig was om dood te gaan, dan kan ek ook mos vorentoe. En sê, Jesus, dit is maatjie se voeltjie. En hy het gesê, hy gaan hom doodhuil, as daai voeltjie vandag doodgaan. Is waar? En die Gees van die Here sê vir my, blaas so 14 keer, 7. Ja. Blaas net oral. Sy sit onder in die hok, maar dan bewe sy, en dan... Sy kry toe my ritme. Ja, dan bewe sy bewe so, dan sê ek van Melissa, jy is nie nou in 'n operette nie. Jy is nie 'n actress nou nie, wat? Toe begin ek te blaas. 7 keer blaas ek so oral. Blaas vir 14, miskien meer. En ek begin sien dat die lewe, ek sê Here, ek sê die dood oor haar af. Ek spreek lewe oor haar. Ek begin sien, hoe begin sy te lewe. Fransie, sy lewe. En sy lewe nou nog. As jy God se kind is en jy het net geloof soos 'n mosterdsaad, hoekom gaan hy jou nie help nie? Maar weet wat is ons probleem vandag? Ons wil alles by die Here hê, maar ons doen niks nie. Ons is te traag om 'n sent tiende vir die Here te gee, want ons sê ons gee nie tiende nie. Nie reg nie, is nie skriftuurlik nie. Kom ek gaan vir jou sê, die woord sê, julle beroof my en die hele nasie. Dan vra ons, kom gaan dit nie met my, soos dit moet gaan nie. Gaan hou dop, jy doen nie die regte goedjies nie. Is so waar. Jy vra vir haar, jy doen nie reg nie. Jy verstaan nie, hoekom gaan jy nie vorentoe nie? Hoekom bly jy agtertoe? Begin te doen wat God sê. Ek is jammer, ek is 'n baie regte antie. Ek praat net woord. Ek kan vir jou skryf wys op. Ek kan vir jou doen. Ek kan vir jou woord wys. Hoekom dink julle staan ek en pastoor vir 28 jaar hier? Die was niks. Die was 3 amper sê pasiënte. Die was 3 gemeentelede, my dierbare. Die was nie kos nie. Ek het nie hierna toe gekom toe die Here my stuur en vir hom gevra, is hier nou steak nie? Is hier eiers en chips nie? Ek moes brood eet. Daar was daar wat hier net mieliepap was. Toe ons hier, toe die Here ons sê, julle kom hiernatoe. Oh my word. Hierdie huis, hierdie was 'n uitgevalde plek. Die huis, ek het gesê, nee Here, ek wil nie na die dorp toe kom nie. Luister wat sê ek. Kyk hoe lyk die huis. Want ek bly in Ceres in 'n taamlike mooi reg huis. Ja, ek onthou die huis. Miskien het ek 'n bietjie stewig geweest, maar ek was nog nooit hoogmoedig nie. En die Here gee my 'n droom. Hy sê vir my, daai sekere tyd moet jy sorg dat jy, hy wys my die ou tannie van die huis. Hy wys my Voorberg. Hy sê ek gee jou 'n sekere tyd, dan moet jy in hierdie huis wees. Sal op mekaar ons dorp toe gaan, Ja, naby sal gaan jy nog vir die Here sê, nee, ek kan nie meer gaan nie, gaan nie. O, nee, jy speel. Ek het hier geland, die ou tannie het voor in die huis gebly, nog daar goed, haar kinders het haar kom haal.
My goed was so die mekaar. Dit was vir lank so die mekaar. Ons het kerk begin hou in daai huis. Dit was die mekaar, my sister. Dit bokse. Ons sit dit in die kamers en ons maak toe. Ons gaan nou kerk hou, ons moet begin. Die Here sê julle moet begin. Ek wens julle, ek gaan net vinnig getuig. Ek wens julle kon sien waarmee ons gesit. Hier was 'n toilet en daar was 'n kamer, daar was niks. Daar was 'n stal, daar het skape gebly van 'n ander oom. Daar het perde gebly van 'n ander oom en die oom het die grond gebruik om sulke kole te plant. Die grond wat God se werk op gedoen word in die kerk. Maar in elk geval ons het so aangekyk. Ja, vir die eerste aand ons die diens het by die vrou sê maak die vensters toe. Ja, ons nooit toe een van ons groot koppe van die kerk, ons hou gedien. En ek dink by myself, die Winseram sit nie waai nie. En ek sit daar dit gordijn, van as nie 'n venster nie. Ja, waai die gordijn tot op die grond. Die venster is grond en bloem. Maar dis hoekom die Here my nou gaan seën. Amen. Jy moet nie dink, jy gaan net goed by die Here kry nie, man, jy lieg, man, jy gaan dit nie kry nie. Oom Ivan was 'n profeet, hy's dood. Ek is so spyt, hy's dood. Hy het vir my en pastoor gesê, die Here gaan, weet jy nou net, die Here gaan julle toets. En dit wat julle gaan kry, gaan julle trane huil. Nou ek staan nou hier, ek weet iets wat julle nie weet nie. Amen. Iemand, ons geld vir die bou van die kerk. Is net so om hier nou, net so om hier. En julle sal nie glo nie, maar julle sal nie verstaan nie. Ek sal nooit weer reg wees na dit. Amen. Want 28 jaar is 'n groot lag. Ja. Maar omdat ons vasgestaan het en ons geglo het, is die uitkoms nou net vir my hier. So ek is opgewonde. Ek kan dalk volgende Sondag vir julle goeie nuus sê. Amen. Want die Here gaan sê baie binnekort. Ja. Halleluja. Die nuus is hier. Amen. Wat sê julle nou? Maar in elk geval so het ons aangekom. Ons het daar kerk gehou, daar agter in die huis by sy studeerkamertjie. Daar was die Sondagskoolklas. Onthou jy ou nie? Maar meeste voorwerkmense was hier. Meeste gevangenes is al wat gekom het dan. Ja, en so het ons aangekom en toe een dag toe sê die Here vir my, julle moet nou net vir my gesê. Julle moet nou julle tentpenne so bietjie verder inkom. Beheerspoort. You people must come here. Ek tog, Here, hiernatoe, dis 'n boupaviljoen. Dis niks nie. Die was niks nie. En ons het mense gekry. Dit wat ons hier gedoen het, en toe dog ons nou wel. Sorry, die Here sê, verkoop jou bakkie. Ek sê, jou Here se erfstuk, Here sê, verkoop jou bakkie. Verkoop jy vir jou ander karre, koop 'n ou Mercedes diesel. Daai ding het 8 maande van die jaar gestaan, as dit koud raak, dan loop hy nie meer nie. Ja. Maar ek wil sê weer, ongehoorsaamheid is beter as Baie beter is jy moet gehoorsaam wees. Onthou as jy nie gehoorsaam is nie. Ek sê meer vir jou. Jy gaan vra, hoekom sien die Here daai ou vrou? Die jong vrou. Maar nie vir my nie. Because you don't listen. Luister nie. Jy maak soos jy wil. En daai is 'n gevaarlike ding. By die Here is dit uiters gevaarlik. Amen. In 'n geval te sê die Here ons moet nou maar hier kom. Toe ons hier begin werk en toe het hy gesê, as die kerk nou klaar gebou is, gaan ons hierdie woonstel maak en ons moderator kom staan hier en hy sê die Here sê hierdie moet die kinderkerk word. Daar was al prente op. 2007 toe ons die Here voor. Ons is 'n bietjie voor. Ja. Prys die Here, nog iemand wat wil getuig. Hier is my boetie, wat vrymoedigheid. Kom staan hier voor. Hy kan inpas onder die dak. Nog so 'n stukkie jy. Ja, Ek moet ook sê dat ek nie gemaak het om my reg pastoor te doen. Amen, die doen dit klaar. Hy doen nou maar Ja. jy gaan dit seker pastoor word. Goeiemôre, my naam is Jan Mosler. Amen. Halleluja, Here Jesus. 23 jaar terug het ek my hart vir die Here in die kerk gegee. Amen. Ek het groot geword in 'n NG Kerk, waar was diaken, hoofouderling, NG Kerk was daai tyd mos maar deel van die lewe. Dit is op sonnaskool alles en ons het nooit 'n regtig gesonde lewe gehad nie. My pa was dood toe ek 13 jaar oud was.
my ma het die beste gedoen wat sy kan doen vir ons. Ons het goed groot geraak. Maar met alle respek toe ek in die kerk en ek probeer nou nie sugarcoat die pastoor. Nee, ons weet. As ek in hierdie kerk kom, ek kom down Wille Lang. Sal ek nooit in my lewe vergeet het. Ja. Hy het my genooi in die aanstaande Kaap. Hy het so boom net by die kant sy huis gehad, hy het so bakkie gehad. Ja. En ek sê, ek weet nie hoekom ek so opgewonde is om kerk te. Hy sê vanaand kan jy vir God aan. Wow. En ek het die Here ontmoet en ek het waarlik besef wat God is en wat regtig wat in die wêreld aangaan. En die lewe het sy loop gevat en ek is later ek nie so waag was oral sien maar Lammersbaai alles en ek het opgeëindig in Springbok begin by Shoprite as 'n butchery manager en vir die eerste keer in my lewe het ek besef maar baie mense sê jy moet dinge doen in die wil van die Here. Ja. Ek het nooit regtig gekop toegevat. En dit het nou nie iets verkeerds gedoen nie, maar ek was in 'n verhouding gewees wat nou nie deel van die Here se planne was nie. En daarna was ook weer 'n verhouding wat ook nie deel van die Here se planne was nie. En die loosing wat ek van hom ontvang het, net op 'n mooi manier, om te stel. Ek vra my vrou, ek doen nooit iets. Ek sê vir altyd ek is bang ek doen iets wat by die wil van die Here is. Ek is banger, ek sal meer my pa kan nou nie tot opstaan en my weer se bak slag. Ek sal dit vat so 'n man voor ek weer iets in die wil van die Here. So en dit waar die getuienis inkom. So die Here het my so half geforseer. Ek weet hy daai het geweet met my vrou nou weet ek is maar 'n bietjie hard geword daar koppe. Luister jy altyd. So ek het op 'n aand ek nou gelê en ek het hierdie praise and worship musiek geluister en Michael W. Smith het 'n liedjie gesing van This Is How I Fight My Battle. En ek het op my foon geluister oor en oor, maar die liedjie het my aangeraak. Dit's lekker. En toe sien ek hoe my battery raak pak. En my charger lê in die slag is. Ek het alleen gebly in 'n woonstelletjie in Springbok, maar ek het 'n tablet. Ja. Daai ou gewees bestoor ek het 'n tablet gehad. En ek loop van die tablet en vir die eerste keer in daai tablet se geskiedenis tot nou toe was daar so 'n WhatsApp icon, ek het die Bybel gehad op my tablet. Was daar 'n Bybel tablet vir die eerste keer, nog nooit voor dit, nog nooit daar. En ek druk hom en daar pop Jeremia 3:1. Call unto me and I will show you great and wonderful things which you do not know. Yes. Daai tyd het ek 'n gebroke mislukte verhouding, ek was alleen, finansiëel was amper net so sleg soos wat die WP daar gespeel nou. Ek moes dit by die deur. Maar en dit was regtig stormwekkend. 'n jaar en 'n half later is ek met my beste vriend in die wêreld getroud. Amen. Ja, dit was net ek menslik as die reg verwring was bang verseker, maar die Here het ander planne gehad en my vrou kom met bitter sterk Christelike agtergrond, haar hart het vir die Here gegee, AGS Kerk. Ek is bevoorreg genoeg gewees om met iemand te trou wat ook in tale kan praat. Ja. Praise and worship by ons is redelik as dit praise and worship raak dit nogals lekker, maar nie soos mense altyd moet nie. En daarvanaf is ons maar oor en weer gekuier en so. En toe is jaar en 'n half later is ek getroud en die 23ste Maart 2019 of maar kom ek vat meer so. Dis ek uit Springbok uit. Toe sy swanger en ek is uit Springbok uit. Ja. En sy is nog in Kalvinia, want daar's nie regtig koneksie om ander ding te maak nie, maar ja, ek gaan nou maar eerlik wees, ons het nou voor die huwelik swanger geraak. Maar die Here het 'n manier om dinge En just like it, en ek het net op 'n dag toe sê die Here vir my jy moet nou bedank by Shoprite. Ek dink myself, hoe moet ek bedank? Maak ek bedank want agter my kop ek sal aan werk in Kalvinia waar sy bly. En toe 'n dag voor ek bedank toe kom ek by die huis. Sê vir my kuier, sy was 'n special needs onderwyseres in Kalvinia sê die myne bevoorregte kindertjies gehelp. En toe sien ek sy is lekker en ek vra wat vir sy vir my e-mail toe sy haar kontrak nie vir die volgende jaar. Nou staan ek dink myself, weet jy wat nee, jy wil nou bedank. Jou vrou het die werk en sy swanger. En ek gaan bedank. En 2 weke voor klaar maak toe bel Wikkie Burger my van ook al Lammersbaai vir my werk. Ek trek ook aan toe, Lammersbaai toe. Zelda is toe hoogswanger met Jan, mens kan sien hy is die kleinste in die wêreld nie so. En toe ons die 23ste Maart toe sy gebore, die 26ste Maart toe stap ons dis 'n nuwe dorp. Pastoor is 'n nuwe splinte. Ek het seker 'n week nog geslaap. Nuwe huis wat ek gehuur. Eerste keer wat ek en Jana fisies saam bly met 'n pap
nat nuwe babie. En dit was moeilik. En my salaris daai dit was maar klein. Ek het R10,000 gepay. My skuld was 2, my huishuur was 5 en Zian het blikmelk gedrink. Hy kon nie daai duur blikmelk gedrink. So dit was 'n rowwe jaar en my vrou het elke nuwe broodresep in die wêreld het sy vir ons. Ons kon ons het op 'n stadium ons kon eers TV bekostig en toe en sy's 'n baie harde mense wat kry haar maar redelik baie moeilik in trane as jy moet lelik wees. Geestelik is jy maar soos ek pas hier daar, ek sê vinnig maar as jy nou seks so nou as 'n tabakkoekie. Ja, is goed. Ek het op 'n aand gesê iets vir haar en sy het in die hel geraak. Ek ry hele maandag daai Sondag aan daai maandagooggend toe sit ek daar agter en oor die braaimap het ek huil. En ek sê vir die Here, nou moet U weer intree want ek gaan my vrou verloor. Ek kan nie so aangaan nie. Dit was die maandagoggend. Die maandag toe kry ek 'n oproep van 'n manier. Hy sê toe sy my wil kom sien. Is 'n spice rep van Crown National. Ek dink is maar 'n deal of iets. Daai 20 voor 1 daai Dinsdagmiddag hoor ek die mooiste woorde in die wêreld. Ou moet jy nie Crown toe werk nie. Ja. Toe gaan ek Crown National toe. My salaris het vir 3 dubbel. As dit goed, as die verkoop goed was. En vir die eerste keer het ons opgestaan en ons sit en toe die Here net sorg alles het net so 'n plek begin val. Alles het net so en dis hoekom ek baie keer dink myself jy's like ek maar ouers regtig gebless en maar dan kom die duiwel en dan kom maak hy druk die vrees in jou hart. Soos ek is baie keer bang ek verloor hierdie twee. Dit is absoluut. My vrou ondersteun my verskriklik baie, maar so ek sê dis nie werklike getuies nie, maar die Here het baie gewerk in my lewe. En dan die eerste wat ek jaar is was my redelike voorreg geweest om want ek meen daar waar jy moet gebore word is jou huis so om huis toe te kom. So baie dankie dat julle vir die oomblik en ja, broer Hardes is nou besig om te werk. Volgende Sondag is dit my beurt. Maar ja, ek wil nou net sê mense moet altyd nooit moed opgee nie. Jy moet altyd net glo en al is dit baie keer hard en al is dit baie keer moeilik. Dit is regtig absoluut as jy eendag uitkom daarso dan is dit maar net en ek is nog glad nie daar nie. Dan is dit maar net jy kyk terug en jy kan nie glo wat die Here jou aangedoen het en dan vra jy jouself, maar wat het ek gedoen dat hy my so moet seën? Ja. En dan moet jy wel op jou kop sak en skaamte want jy het nie regtig baie gedoen nie. Ja, dit is so. Maar die ander vraag is weer pastoor, kan 'n mens ooit gedoen? So, maar ja, dit is nou my storie. Dis so ek nou wat Jesus kan doen. Amen. Daar is 'n liedjie wat sê haal my uit die modder sleg. Hy plaas my voet op die rots. Hoor mooi vanmôre. Daar sal nie skeiding die Here vanmôre vir julle gesê. Net die God is so getrou. Hy praat nog deur sy profeet. En ek is nie 'n profeet nie, man. Ek kan nie vir my naam noem nie. Maar God het vanmôre vir julle gesê wat hy bymekaar sit. En dankie dat jy goed is vir hy. Hoor jy? Dankie God dat u haar in sy lewe gebring het. Want party mense is loskop verby. So plat hand werk so af en toe. Hy het gesê jy mag oor prys gee. Ek was toe net gevinnig net. Sorry om dit te jy kry mos die mense wat by die Here aanbid en dan kry jy warriors in Christus. En dan kry jy absolute stryd ons pastoor hulle nie. En dan kry jy bekeerde mense in Alexander Baai. Okay, dit is 'n ander nasie. Nee, dit is 'n ander spesies. Ja. Ek wil net so vinnig vir jou aansluit, suster. Judge me by my spirit, not by my body. Yes. Dit is so. Judge me by my spirit. Is 'n ou liggaam. Maar 'n jong gees. Amen. Jy praat van bokse. Ek kom van Potchefstroom, ek en my vrou. Skank sonder dat ons dit weet. Ek kan nie sê hoe dit gebeur dat ons besluit het ons kom hiernatoe nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Lang storie kort te maak, gesê vir ons gaan. Sy sê, is jy seker? Ek seker doodseker, ek moet nie wees. Ja, en ons het bokse begin pak. Hier staat omtrent 30 bokse by Skalk op sy plaas.
Daar staan by my skoonsister ook op die plaas daarso nog. Die skoonsister van my, jy wil nie weet hoe lyk haar huis nie. Jy wil nie weet nie. Maar wat ek wil sê, jy weet, en ek is so bly hierdie man het so gepraat. Wie? Ons kinders. Om die was uit jou oor uit te kry, moet jy pak slag kry. Ja, dis die waarheid, dit is. Ons het pak gekry. Jy pak slag gekry. Ja. Die was is uit. Ja. Ons is hier naartoe. Ons is nie hier omdat ons hier wil wees nie. Ons weet, ek en my vrou, ons weet. Ons is hier naartoe gestuur vir 'n spesifieke doel. Wat dit is, ek worry nie. Ek worry nie. It's not my problem. It's not my problem. Al wat ek sê is, as die Here vir jou stuur, dan wil ek weer aansluit by die tiendes. Mense, tiendes is Ou Testamenties. Die Nuwe Testament sê hy 'n blymoedige gee lief. En kom ek sê jou 10 sent gaan die verskil maak. Ek kan getuig van ons gemeente in Kempton. Baie van dit getuig. Dis nie wat jy gee, wat sak, dis jy moet. Dis wat jy gee. Dis jou hart. As jy dit met 'n blymoedige hart gee, papa, daai 10 sent word 10.000 rand. So ek wil julle aanmoedig, al het jy net 'n 10 sent. En dit kom met 'n blymoedige hart. Gee dit. Ons, ek wil net na tyd bepas, maar ons sal sien wat die Here vir ons instoor. Ons, ek en my vrou. My vrou is 'n bidder. Ek is prakties. Ek is prakties. Ek wil altyd met my hande werk. Dan lê ek in die aande, dan sê ek nou, ja, weet jy, ek wil nog dit en dit en dit gedoen het. Maar weet jy wat? 'n Vrou, ons is die hoof. Ons is die kop. Maar die vrou is die nek. En sy draai die kop wat sy wil hê. Ons moet versigtig wees. Ons moet baie versigtig. Maar een goddelike ding is, as jou vrou jou bystaan, papie, sy kan daai kop van jou draai waar sy wil. Dis in die wil. Dis in die wil. En kom ek sê weer eens anders. Toe die Here opgestaan het, aan wie het hy heel eerste verskyn? Aan die vrou. Aan 'n vrou. Dis waar. Ons moet baie versigtig wees hoe ons vrouens behandel. Amen. Baie versigtig wees. Dis nie net 'n mens nie. Dis 'n juweel. Is my mense. Ja. Amen. Ja. Ons moet baie versigtig wees. Vertroetel haar. Yes, Lord. Vertroetel haar. Yes, Jesus. Want sy is die ene wat jou in haar gebede dra. Sy dra jou om te kan doen wat jy moet. Amen. Kom ons wees versigtig. Jan, Die getuie is vandag. ontstaan julle 3 gou hier. Sjoe. Ons glo in daai Here. Gaan nou met suster praat. Ons maak se kerk, maar die kerk werk. Hy werk pas voor. Maar julle Werk moet nou met 'n God se wil. saam van eers jy so staan en dan die kind in die middel teen jou. Nee. Hoe langs my? Nee, draai net so. En die seentjie moet sy reg na jou. En dan staan jou weer teen hulle. Amen. Ek wil dit doen. Doe dit dan, my sister, doe dit dan. Ons hou van die tanden wat verdienen. Ja, wat En by Hanna maak sommer die ding so vat. Ja, my koning. Here, ons kom vanmôre. Ja, dit daar pas om nie daar. Here, ons bind dit, Here, want dit uit U hand uit. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Christus. Kom ons strek ons hande uit. Hierdie 3 mense, Here. Jesus. Ek bind hulle huwelik. Ek bind hulle so styf. Jesus naam. En geen planne van die vyand. Ja, sal hierdie huwelik. En Vader, ek sê dankie vir Zelda. Want as ek hoor, Here, het sy vir Ian geondersteun. En is waar wat die broer gesê het. 'n verkeerde vrou is verkeerd. Maar 'n regte vrou in Christus, hulle vat die man vorentoe. En Vader, ons aanbind hierdie huwelik styf vas. Jesus Hoor naam. is styf. In die naam van Niks sal kan steel nie. In Jesus se naam. Amen.
Ons gaan opgaan en ons sal nie afkom nie. Dankie Here. Amen. 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 Is dit taakie? Ja. Kom praat, sister, kom praat. Nera getuig, so minder moet ek preek. Ek wil dit nog nie sê. En nie ook nog getuig. Amen. As ons 'n getuig dan is het 'n getuig, dan is het ons kan nie ons wil op God afdra nie. Want dan kan ons maar hy deure toemaak. As skryf ons buitekant Johan vir jou nuwe se pastoor uit Woester uit. Hy sê ja, jy werk onder my, sit my naam daarop. Mag God tog help dat ons nie moet onder mekaar moet werk nie. Ons is een in die Here. Amen. Ek is hier om jou op te bou, jy's daar om vir my te bid en my op te bou. Ek het nou eendag gesê, iemand sê vir my, o man, daar by ons gebeur niks in die kerkie. Daar's nie meer profesie nie, daar's niks meer nie. Ek sê my broer, as jy gaan met daai gesindheid na God se huis, bly by jou huis. Want jy's 'n briekblok. Ek het nou eendag vir iemand gesê, as jy my weersitting ondermyn in die kerk, dan loop ek jou by en dan klap jou by die deur. Ekskuus tog. Want dit is so. Want jy doen nie my net skaar nie, jy doen almal die mense wat ver kom. En jy ondermyn my. En ek voel dit man, ek is mos so poppie man. Ek kan mos voel as jy my ondermyn. Ek sê weer dat ons mekaar sal lief hê. Bid meer vir my man. As jy voel ek preek sleg, bid vir my en sê Here, raak iemand se bek aan dat hy kan praat. Amen. Prys Here. Dan moet jy my hoor op paar praat. Ek prys God. Ek praat maar so jong, ek praat maar so. Ek is so gered. Evangelis Janie het gesê as sê hulle ja, jong jy praat die kansel taal, jy sê daai sonde wat jy doen is die kansel. Ek praat jou taal. Amen. Prys die Here. Dit vanmôre, ag ek vir my weer eens 'n goddelike voorreg om te kan staan. Annie, ons is hier gedra. Amen. Ons het vanoggend baie om voor dankbaar te wees. Die Here is ons. Dierbares, ek weet nie of julle gehoor het, julle wat op die gemeenskapsgroep is, né? Vorige week, 'n week terug, het 'n Wendy's uitgebrand. Ja. Dit was my sussie se Wendy's wat uitgebrand het. Alles verloor. Alles, soos in alles. Daar was niks. Mense, ek sê, Suster Selma, ek het dit altyd gesien en gehoor. Maar nog nooit daai ervaring van hoe dit reg is as dit gebeur het. Pastoor, om so te staan, Alles brand. en te kyk, hoe brand dit en jy kan niks, soos in niks, kan jy daar uit kyk, daar is nie 'n man hier nie, alles letterlik net daai ou kleertjies wat hulle, presies pastoor, wat hulle aangehaat, dit sit sulke twee seentjies, enetjie van 4, enetjie van 5, 6. Alles soos in alles. Maar ek dank vanmôre die Here is ja, maar ek sal daar toe terugkom. Ek dank vanmôre die Here. Hier dit alles wat daar kom. Onthou my pa se kop se mind gedagte is nie meer soos dit was. Hy was 74 en die dokter het hom Diagnoseer. wat Alzheimer. Yes. En so die ou doen soms goed wat hy self nie van weet dat nie. En weet ook dat kom nê. En ek aanskou dit so en ek vra net as mamma en pappa alright en is die kind die seentjie van my suster wat daar was, is hulle alright. En hulle sê vir my ja, my ma sit ook aan die pad by die bure, my pa sit daar buite en so. En ek kan net die eer vir die Here gee, weet julle, dit het gebeur. Alles het uitgebrand. Maar my ouers en daai seentjie is veilig. As die Here nie goed nie. Ek weet my pa het gelê slaap in die huisie. Die Wendy staan mos 1 meter, hoe sê hulle? Moet hy mos van die huisie af staan, hè? 1 meter of iets, 1,5. Maar in elk geval, daai huis kon gebrand het. Maar ek eer die Here vir mense wat so oë van oop was daar. Wat kon gekom het en gekom help het. Weet jy, daai plekkie afbrand. Dus daar jong kinders in die straat, wat solank die meubels voor uit die huis uit dra. So as dit daar begin, dan is die meubels uit.
Ek eer die Here. Ja, dit was seer. Dit was hartseer, mense, dierbaar is, dit was bitterseer, maar ek eer die Here daarvoor. Weet, sy verloor dit, alles, sy en my oorlede bosse, my seker, hulle was agter in die Wendy, maar haar goedjies is voor in die huis, maar my sussie en haar kinders, onthou, sy het vir haar nog nie 2 maande, die pastoor het sy vir haar, sy het nog nie die meubels 2 maande nie, 'n kamer, ek sal nie sê stel nie, want daar was nie 'n bed by nie, sy het 'n baie goeie bed gehad, maar sy het vir die upstairs bedjies wat sy binne die Wendy gehad het sy matrassies gekoop, né? So dit is splinternuwe matrassies wat in die Wendy was op daai bedjies. Sy het vir haar 'n groot klerekas gekoop op rekening en 'n groot dubbele laaitjie kas. Onthou wat TV mense het nog in die boks gelê. In die boks nog nie eers gekoppel. Uitgebrand. Regtig dierbaar is, maar soos ek vir julle sê, ek eer die Here, want dit kon anders wees. Mense verstaan nie as ek so sê nie, Suster Annie. Ek sien hoe kyk die mense vir my toe ek nou, daar kom pastoor en ek sê, Here, ek kan nie vanmiddag die eer vir u gee. Ek dink want hulle verstaan nie, want hulle dink ek praat nou goed wat die, maar eintlik maak dit so sin. Want hulle weet nie wat ek weet nie, Suster Selma. Ons praat nie een taal nie, so hulle verstaan nie. Hoe kan ek nou sê, my suster kan, dis nie dat ek sê, sy verstaan, Suster, maar ja, maar ek, dat kon anders gewees het, nie waar is. Dat kon my pa, kon en hy uitgebrand het, my ma, onthou my ma is op die klagte, en sy is baie onstabiel. Ek bedoel, sy kon geval het, en mense, ek is net meer as dankbaar. Pastoor, ek wil net van, ons doen 2016 vir my ma, hulle hier aansoek vir 'n huisie. My sussie hulle doen daai kant op Moreesburg, hulle aansoek vir 'n huisie. Pastoor, en hier begin die huisies se boue, en ons gaan nou begin, ons doen navraag doen, maar is hulle name nog daar, en ek kom by die munisipaliteit, prys die naam van die Here, en daar is toe nou so baie goed, pastoor. Julle, die huis wat my ma in bly is my oupa se huis. Maar by die munisipaliteit is die huis nou my ma se huis. Maar net die munisipaliteit weet dit. Ek sê maar ek verstaan nou nie. Want my oupa het niks gepraat dat dit my ma se huis. Nog voor hy gesterf het, dat hy al sy kinders by hom laat kom en vir hulle gesê as hy die dag nie meer daar is nie, dan moet die kinders die huis vat en die huis verkoop. Nou ja, dit is so dat ons stem. Dierbaar is, ons stem nie aan storie nie, maar die munisipaliteit weet nou daarvan. En dis nou my ma moet nou polisiestasie toe gaan en my ma moet nou 'n verklaring aflê dat dit nie 'n huis is nie. Nou kom ek met die verklaring hier. Nou sê hulle vir my, ja maar die dametjie daar op die Cape by hoofkantoor weet ek. Nou sê sy vir my, maar nee maar jou ma se broers en se susters wat lewe, hulle moet nou ook verklaar. En die een suster bly in die eerste rivier. Ek sê vir my ma, gaan die dag, ek sê vir my ma, mamma, dit is nou wat ek vandag weer vir mamma terugbring. My ma sê vir my kind, los dit. Los dit. Dan vergeet van die aansoek op Moreesburg ook. Los dit, sê my ma. Ek gaan nie meer worry nie. Die kinders, my ander broers en susters het nie 'n probleem, want dat ek in die huisie bly nie. So ons is nog alright. Ons bly in die huisie. Ja. Pastoor, ons is deur daai goede alles en dit maak so seer, dit maak nie lekker en weet Suster Selma, ek maak my hartseer, my ongelukkigheid, maak dit aan die Here bekend, pastoor. Ek maak dit aan die Here bekend, want ek voel nie lekker, Suster Annie. Die binne maak dit net seer. En weet julle, dit was nie kort na alles wat gebeur het nie. Kom daar mense by my sussie aan op Moreesburg. En hulle kom soek my ouers daar. En my sussie sê, maar hulle is nie daai kant, julle is die kant, maar hulle moet nou kom om te kom teken daar. Pastoor, dierbaar is hoog julle wat ek sê. Verlede Vrydag wat verby is, toe gaan haal my ouers hulle sleutel op Moreesburg. My ouers
kan hom wees verbly. Dankie, Here. Hulle het 'n huisie daar gekry. Nie amper wil ek gesê onwettig of verstaan Suster Annie. Dat is wat die Here kan doen. Toe ek so voel ons is weer alles en hulle kan ons nog nie help en hulle sien my ouers het aansoek gedoen 2016, daar's mense wat aansoek gedoen het na dit. Wat gekry het, hulle sien dit as 'n ek sê maar dis nie 'n fout wat ons gemaak het, dis al 'n fout wat hulle gemaak het. Julle het gedink die huis is op my ma se naam. Kom jy dan nie terug en kom maak seker. Jy kom maak seker. Jy sien dan die ek sê my oupa, ek was saam. Ek die rekening oorgedra toe was vir die deernis. Maar dit is nie my ouers se huis nie. Dit is nie my ma se huis nie. Maar verstaan julle, dit is wat die Here kan doen. Ek gaan net nie sing nie, pastoor. Ek wil net vir julle luister net na die woorde. Dit is 'n lied, maar luister na die woorde. Hy sê wat die Here vir my kon doen, kan die Here vir jou ook doen. Amen. Jy moet net glo en vertrou op sy woord. Staan vas op sy woord, ja. Vertrou in hom. Amen. Vertrou in hom. Dan sê hy, ek het gehoor, ek het gesien. Dis gewoon, ja, wat die Here kan doen. Maar vertrou net in hom. Kijk hier, ek het gehoor en ek het gesien, as Suster Annie, dit is wat die Here kan doen. Amen. Die Here dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Amen. Hey! Dis klaar dat dit so was. Dis net die Here wat dit kan doen. Dat die mense hart en mense krag en doen wat hy kan doen. Dis klaar dat dit so was. Dis net die Here wat dit kan doen. Niemand anders sien. Johan, Sjoe! pastor wil vanmôre voor al hierdie mense sê, weet jy wat beteken jy vir hierdie kerk? Amen. Ons is lief vir jou. Amen. Hoor jy? Bly jy net soos jy Jy is. is ja. As pastoor dink jy's te stadig, raak nog stadiger. Bly jy net by die Here. Amen. Ons is hierdie gemeente is baie lief vir jou. Moenie voel jy sit buitekant nie. Jy's deel van die jy kom al hoeveel jaar saam met ons? Amen. Jy lang pastoor. Seker 18, 20 jaar. Ja. 18 jaar. 18 jaar. Hoor mooi vanmôre, hierdie gemeente is baie lief. Amen. En ek is so dankbaar wat God vir jou doen dat jou huisie kan mooi word. Yes. Amen. Dit gaan 'n hoe noem jy dit? 'n paleis word. Nie 'n paleis nie. As jy 'n beeld van iemand maak wat nie meer 'n standbeeld word wat God kan doen. Yes. Want mense daar verby geloop en gesê, o, kyk die armoedige mense. God gaan jou huis maak. God gebruik vir mooi om jou plekkie te maak. Dat jy ook kan trots wees. Die Here het vir my gedoen. Dis net die Here wat dit Suster, kan wil doen. jy getuig agter? My Wil ma wil. maar getuig. Ja, maar suster getuig jy. Okay, kom suster om Maar ek gaan getuig. nie so staan wat ek gaan chop. Ons sal Ons mag chant. Die heilige my suster en die nag was in hier. Ja, ek doen maar aan nog nie dat ek so ek kom van die Vrystaat af. Hierdie is my sertifikaat babatjie. Prys die Here, halleluja. Ja, in 2021 is ek getroud met hierdie man. Hy was vir my die mooiste ding op 2 bene. En weet ek en haar sus toe net presies agtergekom hoe hy my ingetrek het. En hy het nooit kinders gehad nie en ek was voorheen getroud, maar ek is ons is geskei na 10 jaar. Maar ek het kinders self grootgemaak. Jare in SARS gewerk in die regsafdeling. En ja, toe ontmoet ek nou vir Johan. Hy het 9 maande oor see gewerk en het my omgekoop met die mooiste persente en toe is ons 21 getroud toe nou en toe het ons nou besluit op 'n surrogaat babatjie wat 'n vrou in Johannesburg vir ons gedra het. Hy was die enigste skenker want ek is soos ook nou 'n jong vrou. So het ek elke maand opgery Johannesburg toe en ek die afsprake bygewoon vir hom toe nou hoe hy nou groei en ek was hy was toe in Amerika en
September die 23ste toe ek nou aan opry vir sy afspraakie, toe sy vrou al klaar op pad theater toe en ek moes vinnig inskrop en alles, toe staan ek in die theater om hom te ontvang. Ek het daar, jy sien hoe kom hy uit en net daarna, toe kom ek agter en ek wil dit nie eintlik sien. Toe is die man gay. Toe het my gebruik om 'n kind te kry. En ja, het gaan hier 'n moeilike tyd. Maar die Here was goed vir my. Ja, absoluut. Met die gesinsadvokaat en toe het ek my boodskap gestuur, ek moet die kind afteken. Want ek is hier die ma van die kind. Maar ek het kind groot gemaak. En met die gesinsadvokaat se hofsitting, toe ons instap, sy eerste woorde was om my net te ontstel, jy is nie die ma nie. Maar pastoor het vir my gebid en toe moes ek die 8 Augustus van die jaar uit die huis trek en toe het ek nog die uitspraak gekry van die hof en ja, ek moes die Vrydag moes my trek afkom, maar omdat hy moes nou ek voel skuldig oor dit baie geld gehad het en dan sit ek by die huis vir maande. Toe koop ek die plekkie en laai plek vir my met my pensioengeld van SARS daai jare. Omdat hy mos nou by die huis sit, moet ek dink dan verhuur ek die plek uit vir inkomste. Gelukkig vir dit. Daar was nie mense in die huis nie. En die donderdag toe ek by die huis kom na werksure, toe by die prokureur my toe het hulle die uitspraak gekry, hy is in my sorg geplaas. Halleluja! Maar ons gaan nog weet, ek kan nie vir julle beskryf wat 'n narcis is nie. Nee, nie my man, maar ek ken nie man. Maar ek gaan aan met sy verhouding, sy repeater so jaar, hy het my gelos met al die prokureursgelde, ek het my eie goed betaal, maar die Here kan vir my daar absoluut, moet jy my van nie. Soos ek hoor, dit word daarom teen die einde van die jaar finaliseer. Maar ja, as sy werker, sy suster is verslaaf van pille, baie erg. Dit is vir my beskryflik hoe ek moes gehelp het, jy weet. En ek het gister aan besoek en dink van die woorde wat hy gesê, hy sê vir sy suster alles gee. Maar hy wou die kind eintlik gegee het vir haar om ook groot te maak. Want sy het die kinders gehad, so ja, dit is maar wat ek wil sê, dit is vir die Here vir my gedoen het. Al baie sê, ja, is dit ouma? Sê ek nee, dit is my eie kind. Ek is sy mamma, prys die Here. Kan ons nie vanmôre vir die Here die eer gee? Hoor mooi vanmôre. Baie keer lyk dinge vir ons, baie keer lyk dit vir ons, dat dis onmoontlik. Hoekom moet dit deur die gaan? Maar weet jy, God het 'n kind lief, oor alle dinge. Weet jy wat sê in sy woord? Hy sê, bring die kindertjies na my toe, want aan sulke behoort. En dit wil ek sê, weet jy, pastoor Frisbee het 'n ding gesê, en ek sit vanmôre en ek dink daaraan. Weet jy, ons het mense gehad, dat 'n kind net 'n bietjie boelig raak, as jy nou kon rys hulle nek aan. Dan kon sê hulle vir my na die diens, pastoor, jy moet aandag gee. Hoekom moet ek aandag gee, maar gee my maar liewer 'n stout tentjie in die kerk. In die kerk kan hy tot bekering kom. Man, ek het hier iemand gehad, 'n doopie in 'n rieks. Hulle Tanika, dit was so 'n klein dogtertjie. Oh man. Sy was nie stout verby nie. As NJ kom met sy kind, al lyk dit soos petrol en vuur by mekaar. Hulle het eendag sommer oor iemand se bakkie gehardloop. Hoor mooi vanmôre. En ek sê hierdie woorde, ons moet so oppas wat ons sê. My man is aan lank, hy moet buig as hy wil ry. Hoor gou mooi, en ek sê hierdie woorde, want een van my familie se dogtertjie is so stout. Die pastoor met die kind op sy heup sit as hy preek. Ek sê, so kind by my, ek slat hom middeldeur.
Want 'n kind ken sy plek. Ons het ons so groot geraak en sê waar baie keer moet ons groot maak maniere met ons los om 'n siel vir God uit te bring. En daai kind kom waarlik, weet jy, hy kind is so in die gees gewees. Ons het een oggend 'n diens en God se gees is so en ons kom sit almal so in 'n kring hierso. Stoor sit presies. En ja, sy het vir my gesê pastorie, sy sê oom Stoor. Ja. En sy sit en sy stoot vir almal so weg. Almal sê wat se skryf sien nou toe hier kom 'n engel kom sit tussen ons. Weet jy daai kind as ons diens op, dit was 'n plekkie van aanbidding. As ek opstaan en gaan sit sy daar. Daai doellood, daar sing sy gedoellood. Maar 'n kind, weet jy, sy sê vir my oom Stoor vorentoe vir Jesus. Weet jy wat het gebeur? Ek het haar net 'n kind wees. Is dit waar? Ons het hier iemand gehad, mens, daai kind was so wild. Hy eendag hardloop by haar na die swembad toe. Sy moes ek nie vertel die pa, hoor later, kom staan die pa met. Hy kind, ek is moeg gehol agter hy kind. Kom en stoot deur, ek het 'n paar hande op. Na kap. En haar spat die was uit die oor uit, hy kind begin te skreeu. Ek sê, my baggies, wat het nou met jou gebeur kom hierso? Weet jy dit? Hy staan eendag by daai deur, dat ons ete. Nou hoor ek, stamp by die deur. Gelukkig hardloop Selma om te kom kyk. Toe val hy groot venster uit en Selma keer en hy sny haar hele hand oop. Toe sit viljoen, toe vlug hy jou. As ek jou nou kreeg, hy gekom, toe ek jou wil hê. Weet jy, toe daai kindjie weggaan, toe sy kindjie ook nie meer so wild nie. Toe hy rustig kom. Weet jy, ek het agtergekom. Die rus wat in jou is, bring rus by kinders. Is dit waar vanmôre? Ek vra mooi man, weet jy, kom ons laat die kindertjies, die kinders op die oomblik is dit baie moeilik, want ons moet saam kerk hou. Weet jy, toe die Here die dag sê, hier is die kinderkerk, broer Johan, ek wil dit 'n woonstel maak. Toe sê ek, Gerrit, sit my voet in die water en ons teken al hierdie prentjie. Dit gaan die kinderkerk wees. Ons vertrou die Here, ek dink my suster is een van die sondagskool. Amen, prys die Here. Hoor gou mooi. Ons moet iets doen vir die Here. En weet jy wie is die belangrikste in die kerk? Die kindjie, ja. Absoluut. Is dit waar? So ek vra mooi man, moenie as die kinders bietjie wat hulle taal praat, die los hulle. Daai taal wat hulle nou praat, eendag sing hulle voor in daai taal. Amen. Ek dink dalk die slootse stil, ek dink vir hierdie kind kos skryf. Amen. Ek het een van my bakkie gepak, die kosbakkie is gepak. Dit is kosbakkie waar. Okay, ek wil nog net Selma gaan wel goed sê kos. Nee, hy moet gaan maar jy. Moet opsluit. Ja, ek is blits vir my. Oh nee, zodat ek se opsluit. Sy werk in die gevangenis, sy's goed met die sleutel. Amen, prys die Here. Suster, dis die Here jou bly. Ek gaan nie preek vanmôre nie, as jy dit tevrede is. God se gees was hier. Ek wil ook nog nou suster ietsie sê. Ek staan nou. Ek weet nie of julle al dit voorgekom het nie, dat jy baie keer beweeg jy op 'n plek en dan dink jy, Here, ek doen nou dinge wat ek eens geweet het ek gaan nie, maar nou doen ek dit. Dit het nou die dag met my gebeur. My skoonsister, hulle kom, sy ry met haar kar, hulle ry 10 ure van Potch af, dan bly hulle oor en dan ry hulle weer verder nog 10 ure, want dit is nou 2 voertuie. En die 2 moe mense kom by my. Want ek nie weet hoe hulle dit doen nie, want ek kan nie dit doen nie. En hulle is dood nog. En toe hulle net by my kom, sê hulle, maar die trok is hier. En Pieter beduie aan die trokmense en hoe ook al, om tot by my huis te kom. Nou het hy besluit, hulle gaan die meubels aflaai, aan die kant van my huis waar my kar staan op die plaveisel. En dan gaan dit nou die volgende dag op wat so rus gery word plaas toe na 'n stoor toe. Tot hulle nou hulle huis kry. Julle en ek weet dit klink vir my so eina.
Dit klink nou baie werk hier. En hierdie trok het dit nou alles op. Die trok moet nou swem toe gaan. Maar die trok kan nie op die plaaspad nie. Maar my skoonsister praat met my ander sussie en sy sê, haar seun sê, die pad is nie so ver na daai man se plaas toe nie. En ek kyk hierso en ek dink, nee wag, ek gaan sê vir die drywer, kan jy nie by die trok net so my volg, dan gaan laai ons dit by die stoor af. Dit is nie so ver nie. Maar sê ek skat hoe ver. Ek het regtig gejokie. En ek vind dit nie, ek was verkeerd, maar ek het gedink, ek is reg. Ek sê ek dink dit is 5 na 7 kilo's. En soos ons ry by sê ek is daai bome daar. Maar dis toe nie daai bome. Maar die mense weet nie ek is op pad met 'n tronkie. Nou ry ek dink hier ry ek weet nie waar se mense plaas. Maar ek is nou hier. Maar ek dank vir die Here. Woe, daai twee rus nou ek kan hierdie goed plat aflaai. Ek bel vir Skulpende Werwe. Ons môre skaars mekaar, die krag het net aangekom in die dorp Donderdag. En nou hoor ons, nou bly ek van vra, hoe ver is jou plek van die dorp af? Dan net daai stukkie aan sny ons. Dan praat ons weer, nee, hoe ver, net dan sny ons. Ei, en hierdie trop mense, kom hier so agter die stop staan. En ek sê vir hom, ons is op pad soontoe. Hy sê vir my, hy kry vir my op die pad. Maar min weet ek, is op daai dasbos. Min weet ek, die man gaan my kry op die pad. Nou ek dink, hy gaan nou somewhere hier uit waar ook al die bome is. Kom, die man van agteraf. En ek dacht, ek gaan nou stop, laat die bakkie nou maar verby gaan. En ek wil net vir die drywer sê, sorry, wat die ou gaan ons nou kry. Ek is nou bietjie tussen weet nie waar nie. Hier kom die bakkie. My jette, hier is die baan. Hier stop ek. Ek sê, hy sê nee, ons is amper by my afdraai. Julle moet my volg. Ek wys die drywer, dis is the guy. Ai nee, nou is die drywer alright. Ons weet nou waar ons gaan. Julle toe ry ons daai man se plek is 12 kilos. En toe ons daar kom, toe kry ons hierdie stoor daar nie, toe moes ons nog aanry. Ai nee. Maar weet julle wat, die Here het dit so gewerk. En daai mense het dit so aanvaar. Dat hulle op die ou einde van die dag toe wil hulle my sommer saam terugvat. Want toe's ek soos 'n stokklerk daar gewees, toe ons sy meubels moet afblaai kry, dan moet jy sê nommer 9, antiekjie, nommer, nou weet ek wat is op die lys, nou sien ek is 'n yskas, kyk, nommer 9, en Jesus se fridge, daar is hy nog gat hy. Ek mens toe, ons laai daai trop net daarin af. Die 7 kilos hier toe was glad toe nou nie alleen regtig heeltemal in die storie nie. Toe sê Skalk vir my, van hier af waar die stoor is na die pad toe, gaan julle nou nie dieselfde pad weer terug nie. As julle nou hier uit gaan, kom julle by die tronk uit. By Voorberg. Dit is 7 kilos. So prys die Here hoe daai moontlik gemaak was. Dit mag nie gebeur het nie. Daai werksmense het met lof en met blydskap dit gedoen. En my skoonsister en haar man kon lekker is. Wie ek kon nie glo toe ek ry, ek prys die Here, wat het nou gebeur? Hoe. Maar dit is die Here wat ons Toe Job en die Here met mekaar gepraat het, die Here het hom gevra, wie beheer die wind? Nou ek hou daarvan om vir mense te sê, ek kan absoluut nie verstaan hoekom die Here nie 'n kleur aan die wind gegee het. Want kan julle imagine, ek dink ek sou uit my huis uit gegaan het as ek kon sien hoe die wind actually waai om, né? Ek dink daar's baie genade in die feit dat wind nie 'n kleur het. Want hier kan die wind wees en net 5 meter hoër kan 'n sterk wind waai en ons pas né? En ek dink dit is hoe dit in die geesteswêreld ook is. Ons het
van so baie dinge vandag op dat ek ek wil dit sê, ek wil dit sê. Ja. Maar ek kom ook terug na die tiendes toe en die goeie hart waarmee mens gee. Die Here sê in Maleagi, ja, jy roof my, bring jou tiende na die skatkis toe. Maar hy sê nie net dat ek die hemelse vensters vir jou oopmaak. Hy sê dat ek die kaal veder van jou Ja. dat ek jou oes kan seën. Ons besef nie wat die Here van ons weggaan nie, soos die wind. Ons sien nie wat die Here vir ons doen nie. En nou kom ek eintlik met my getuie uit. So gister, ek het 'n passievolle man. Hy sal nie 'n koppie koffie vat en daar neersit nie. Hy sal hom so vat en dan spat alles uit, dan weet hy nie hoe om dit gemors nie. Of hy sal 'n zip trek en dan breek die zip en dan weet hy nie hoe om die zip. Hy's passievol, okay? En dit is hulle hele weekend, so hulle is besig. En hy is daar besig by die winkel, maar hy's kwaad. En hy het 'n bokscutter, die matmessies. En hy is besig om 'n boks te sny en hy sny sy maag oop. Ja. En lang storie kort, huis toe gekom, uit hom redelik diep gesny, maar hy het nie steke nodig nie, maar dit bloei paai en alles. En vanoggend sit ons gesels en ek maak die wond skoon en ek sê vir hom, net daai oomlikse ding kon ons lewe heeltemal verander. As dit nie vir God se genade is. Dis baie Ons sien nie God se genade in ons elke dag in en dis presies soos jy gesê het, Sissie, daai dinge loop verkeerd. Ons sien nie wat kon gebeur. Ons kom laat by 'n plek en ons is kwaad of ons karre wil nie staan. Ons het baie robot rooi en ons raak ongeduldig. Dis waar. Sien nie, net soos die ander sien ons die God. En ek sê vir die Here, dankie vir sy genade. Dankie, Here. Sy barmhartigheid. Dankie, Here. En vergewe ons vir ons ongeduldigheid en ons ondankbaarheid. Dankie, Here. Ek het hier getuie, wil ek gou iets sê van Anneke, wat sy naam? Ek sien haar so voor my. Annika. Oor Danica. Selma. Ek sal nooit vergeet by die winkel. Daar kom sy, daar loop sy op, toe daar begin by die winkel. Ons moes eers hier. En onder die boom waar my karretjie gepak staan. Ek sal die dag nie vergeet nie, daar staan my kind met 'n paar kindertjies, die plaasmense se kindertjies wat daar julle weet met daar stoep. En sy het hulle beetpastoor, ek sal die dag nooit vergeet nie. En onder daai boom staan sy so met 'n boek en 'n ding en goed. Sy leer hulle. Daar pas sy, luister wat ek sê, julle, daar preek sy vir daai kinders. Onder die boom. En toe sê sy vir my net so, ek kan nie meer alles onthou nie, toe sê sy vir my, Ami, ek het 'n droom of iets, sy sê vir my, dat sy het gesien, Satan wil my doodmaak met 'n kar. Ja, sy sê vir my, Satan wil my dood hê met 'n kar, doodry. En net dit, sy het 'n prentjie geteken, Suster Selma, van 'n kerk. Kan jy onthou? Die prentjie, ek het die prentjie nou. Jy moet dit bewaar. Ek het dit nou. Sy het geteken van 'n kerk of iets. En toe gee ek op toe Suster Selma. Ek het dit geraam. Dis die nuwe kerk. Ek het dit geraam. Ek gaan dit ophaal. Verstaan julle wat ek Ek gaan dit in die nuwe kerk ophaal. Sy het my gekielie op 'n plek waar ek nie gekielie wil word, omdat sy so stout was. Maar weet jy, toe my eie het sterf, broer, toe lig ons iemand op wat vandag nog staan by die Here. Baie ouer meisie. Wat vir Doopie hulle dat hulle ook weer sal kerk te kom. Maar ek het hom nie meer gesê, my broer, jou plekkie is oop. Hy sê, pastoor, maar jy bly by my met Toy. Ek sal maar my naam verander na Toy. Ek sê, jy moet ek is ook al oud. Toy is 'n lange baan. Maar sy is nou al 'n groot meisie. By the mother. Ja? Jy weet pastoor, ek het ook ondervind toe ek uit my naam as 'n kindermeis was ek fisiek in die sonneskool. En daar was ook so wonderloos. Man, ek stout, ek ken nie die woordstuk nie, hy was baie. En ek besluit. En wie moes ek vir daai kind
En dan geef ik mijn werk net en dan zeg ik klaar. Ja. En dan moet ik vooraf beplan. Ja. En wie je nooit van mij kan geweten niet. Yes. Hou bezig. Gewoon bezig. Ja, hoe het bezig. Ik ken hem niet. Ik weet niet van ons. Ons moet net gaan, dan sluit ons af. Doepie hulle hier net langs om Piet hulle gebly in daai huis. Maar Doepie hulle was al die jare nie kerkmense, goeie mense. Daai tyd kry ons so sware brood. Dan bless iemand ons met 'n sakkie aardappels. Dit is al wat ons het om te eet. Dan vat ek die helfte van die aardappelsakkie en ek gee vir Doepie hulle. Ek het net in die huis gekom, pastoor, ek sê ja, hy sê kom eet chips, want hy vir ons chips gehad. En ek het gesoek en ek het gesmeek hulle moet kerk toe kom. En een dag toe het ek my pak aan, ek soen, en ek gaan kuier daar by hulle. En toe ek aankom toe dag, nee vandag, sny ek oop. En ek stoot op, ek sê, hoe gaan julle die hemel ingaan? Julle is eers getrou om Sondag kerk toe te kom. En ek sien ek het vir Riek se kop knap. Die volgende keer toe ek haar stop, hoe sy sê, pastoor het jy pak aan. Ek sê nee, ek sê kom en as jy pak en dan kom jy nie weer in die pak. Kom ons staan op en ons maak die naam van die Here groot. Kom ons gee hom 'n lekker lof op. Ek kan het so geniet, want God se gees was daar. Amen. Wie gaan vir ons afsluit? Moet ons sluit vir ons af asseblief. Ek praat in Engels, né? Amen. Amen. Yeah, Heavenly Father, once again, thank you for this family coming together. Yes. This family of worshiping you, Yes. believing in you. We don't know where we will go after this. It's your secret, our secret, but we will be back again, you willing. So bless us this week in your name and in your honor, in the name of your Son, Jesus. Amen. 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 Prys die Here. Ek het hom verstaan, ek weet Jesus het hom verstaan. Pastoor Marius Erasmus sê as jy hemel toe wil gaan met die Afrikaans kan praat. Prys die Here. Here seën vir julle, lief vir julle. Kom ek spreek net gou die seën. En mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader met ons wees en by ons bly. Dankie vir hierdie diens. Here, dankie dat ons nie in 'n gewoonte val het. Here, ons wil net die Gees gehoorsaam wees aan die Gees. Dankie vir elkeen se getuie vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Here seën gaan in die vrede van die Here. Mooi Afrikaans, my God. Good to see you guys. Sing. I must Hoe het ons mekaar gemis? Hoe het ons mekaar gemis? Ek was daar by jou. Have fun, we will talk. Hoe laat het jy geloop?